Donderdagoggend, die 4de Junie, ek groet jou in die mooi naam van Jesus die Christus. Hierdie week is ons steeds besig dan met innerlike genesing deur die kosbare krag van verhoudings. Ons teksvers, 1 Johannes 3 vers 13, wat ons nou weer gaan lees, hou ons naby aan ons hart hierdie hele week. Gister het ons gekyk na hoe kommunikasievaardighede ons kan help om diepgang in ons verhoudings te bewerk, en dit natuurlik alleen as die Heilige Gees ons daarmee naby is. En vanoggend kyk ons na die volgende dissipline, naamlik liefdesbetoning. In 'n genesende verhouding moet daar liefde betoon word. Ons moet tog immers nie net wag totdat daar 'n nood of 'n krisis is, voordat ons vir mekaar sê of wys dat ons mekaar reg liefhet en waardeer nie. Nee, dit moet deel wees van ons daaglikse verhouding, dat ons liefde aan mekaar betoon. Ons moet dit vir mekaar sê, maar ons moet dit ook met dade en gebare en 'n hart vol liefde aan mekaar wys. Daarom 1 Johannes 3:13, ons teks vir die week, nê? Liewe kinders, ons liefde moet nie net woorde en lippetaal wees nie, maar moet met die daad bewys word, en dan in alle opregtheid. Deur bedagsaam te wees met mekaar te dien en opofferings vir mekaar te maak, wys ons vir mekaar dat ons mekaar liefhet. Hoe nog? Deur geskenkies vir mekaar te gee, notaatjies vir mekaar te skryf, briefies vir mekaar te los, simbole van liefde en omgee vir mekaar te gee, blomme te gee. Ag, en so ons kon aangaan, dalk sommer net daai vriendelike glimlag, daai drukkie, daai oproepie, dis wat die verskil maak. Dan natuurlik, hoe kan ons nog ons liefdes betoon in 'n opbouende verhouding met mekaar deel? Deur maklik te vergewe en geduldig te wees met mekaar, betoon ons liefde by uitstek as gelowiges. Oefen daarom jou liefdesbetoning. Oefen dit in, sodat jy vaardig kan raak in hierdie kosbare, wonderlike gawe wat die Here jou mee vertrou. Sy liefde deur die Heilige Gees in jou, vir die mense om jou. Ons bid dit vir mekaar. Geliefdes, mag jy waarlik vandag by uitstek moeite doen. Mag jy opofferings aangaan om liefde te betoon aan hulle wat die Here jou mee vertrou. Ook jou huismense, jou hartsmense, jou kinders, jou kleinkinders, jou oupa, jou ouma, jou ma, jou pa, jou bure en die geloofsgemeenskap waarin die Here jou geplaas het, jou gemeente. Mag Jesus en God deur die Heilige Gees dit vir ons 'n realiteit maak. Amen.